Vader, in hierdie oomblik voel ons so klein en nietig en besef ons die grootheid van die kruis en Jesus, die Seun van God, gestuur om te kom sterf vir die sonde van mensdom. Jesus, hoe hy in my plek gesterf het aan daardie kruis. Sodat daar verhouding tussen my en God mag wees. My sonde vergewe kan word, 'n kind van die Here kan wees. Sal ons ooit die grootheid van dit besef? Sal ons ooit in ons besige lewens en die gejaag van elke dag, sal ons ooit verstaan hoe lief U ons regtig het? Heilige Gees, in hierdie oomblik bid ek eenvoudig dat U ons sal help. Dat U van binne af, U wat in ons woon, U wat ons harte ken, U wat weet wie ons is, beter as wat ons onsself ken en ooit sal weet, sal U ons kom help. Nou oomblik soos hierdie, net om deur te breek deur ons menslike tekortkominge, net om hier vanuit ons gees uit te beleef wie U is. Hierdie goeie Vrydag, die prys wat betaal is, sodat ek kan leef. Is 'n voorreg op 'n Vrydagoggend om so saam te kan wees. Ek bid, waar ons om die woord sit vir 'n oomblik. Heilige Gees, help ons weer 'n keer, dat hierdie woord sal sny tussen gees en vlees, dat dit so impak sal maak, dat ons hier sal uitstap anders as wat ons hier ingestap het. Lewens verander, getransformeer. Dat ons nooit weer dieselfde sal wees nie. Omdat ons opnuut sal besef het en sal verstaan en sal begryp wie U is en hoe lief U my het en hoe belangrik dit is dat ek sal wees wie U wil hê ek moet wees. Ons aanbid U in hierdie oomblik. Dankie vir so 'n kosbare oomblik. Ons gee al die eer, al die lof, al die aanbidding. En op hierdie goeie Vrydag is dit so 'n voorreg om al die dinge te kan bid in die naam ver bo alle name. En daardie naam is en sal altyd wees die kosbare naam van Jesus Christus. En almal sê amen en amen. Baie dankie, jy kan sit daar waar jy is. Dankie vir ons aanbiddingsspan. Dis goeie Vrydagoggend. Van my kant af, goeiemôre aan elkeen. Dis 'n voorreg om so saam te wees, soos ek gesê het op hierdie goeie Vrydagoggend. Dit voel soos 'n Sondagoggend, maar dis nou eers Vrydag and Sunday is coming. Sondag is opstandingssondag en Sondag kom. En ons sien uit daarna. Vanoggend, goeie Vrydagoggend. As jy by ons kuier vir die eerste keer, van my kant af ook welkom. Het is lekker om jy by ons te hê. En is altyd met gemengde gevoelens wat ons so hierdie goeie Vrydag noem. Want dis 'n donker dag. Ek vertel nou vir ons span vrywilligers voor die tyd. Dis iets wat ek elke Vrydag voel dit vir my, elke goeie Vrydag voel dit vir my vir jare al doen. Net om in hierdie spasie in te kom en dat dit vir my werklik is en ek wil indrink en ek wil beleef die emosies van die kruisiging en die prys wat betaal is. Staan ek vroeg op hierdie goeie Vrydagoggend. En vanoggend was weer so, vroeg opgestaan. Ek was wakker voor my wekker 5 uur afgegaan het. Was ek wakker en ek beleef die tydlyn van daardie Vrydagoggend. As ons die tydlyn in die Bybel lees, in die Joodse tydlyn van die 3de uur, is dit so min of meer tye, verstaan ek. Maar ek maak dit sommer nou letterlike tye op my horlosie in. En as ons kyk na die evangelies, dan sien ons dat dit was so 6 uur gewees wat Jesus voor Pontius Pilatus verskyn het, daardie oggend. En ek probeer myself inleef vanoggend so van 5 tot 6 en probeer inklim in Jesus se emosies in sy hart in wat hy moes beleef in daardie oomblik.
En ek hou die horlosie dop en ek sien dit word 6 uur. Ek sit en ek gaan deur my notas vir vanoggend en ek dink Jesus staan nou voor Pontius Pilatus. En van 6 uur af, alles waardeur hy gaan, vanat Pontius Pilatus om sy hande was in onskuld, maar sê hy's julle in kruisig hom. En hulle Jesus daar weggevat, en alles wat gebeur het, van 6 uur vanoggend af, met Jesus. Hoe hy gegeesel is, hoe hy vermink is, hoe hy verniel is, hoe daar die doringkroon op sy kop gedruk is. En op daardie 3de uur, so 9 uur vanoggend, is Jesus gekruisig. Aan 'n kruis vasgeslaan. En is nou 11 minute oor 10. Jesus hang nou al so 'n uur aan die kruis. As ons verder lees, sien ons 12 uur, het dit donker geword. Son kon nie meer kyk nie. En 3 uur vanmiddag sterf Jesus aan hierdie kruis. En ek leef my in en ek wil jou nooi om in hierdie spasie saam met my in te kom. En maak dit jou gewoonte ook op 'n Vrydag dalk van nou af, op hierdie goeie Vrydagoggend. Leef jou in hierdie tydlyn en dit doen iets vir jou hier binne. So hierdie is 'n swaar oomblik, dis 'n donker Vrydag. Dis 'n moeilike dag vir 'n kind van die Here wat lief is vir die Here en verstaan hoe lief hy my het en hoe Jesus wreed gesterf het aan 'n kruis vir my. Maar dan noem ons dit 'n goeie Vrydag. Want dit is 'n goeie Vrydag. Want daar is soveel dankbaarheid, soveel waardering dat woorde dit nooit kan sê, wat ons het teenoor hom, wat op hierdie goeie Vrydag vir my gesterf het by die kruis. So dit is 'n goeie Vrydag, is 'n donker Vrydag. Sondag gaan ons juig en dis opstanding Sondag. Vanoggend is ons harte swaar. So ek nooi jou in, so langs die kruis hiervoor. Lam van God, wat sy lewe neerlê as offer vir my sonde. En ek wil hierdie boodskap begin en ek wil hom terugtrek na die bergpredikasie toe. So, as jy jou Bybel saam met my het, en ek gaan dalk te veel skrifte vir jou lees, dalk te vinnig op mekaar, maar probeer bybly en probeer saam lees, daar waar jy in jou Bybel saam lees, maar ek vat jou terug na die bergpredikasie toe, die laaste gedeelte is in Matteus 7. Ek lees van vers 24 af. En ons praat nou al die laaste kwartaal oor die bergpredikasie. En ons het so baie gesê, en vanoggend lees ons die laaste gedeelte van daardie pragtige bergpredikasie. En ek wil daar begin, en dan gaan ons kruisiging toe, en dan gaan ek so 'n bietjie dalk terugspring na Matteus 7 toe, so bly gou by my, ek is gou op pad iewers heen op hierdie goeie Vrydagoggend. Lees saam met my, Matteus 7 van vers 24 tot 28. Ek lees vir die Nuwe Lewende Vertaling. Jesus is aan die woord en hy sê, elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie se huis op rots gebou is. Al val daar 'n stort by en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie se huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n stort byval en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Ons ken hierdie gedeelte. So baie preke oor hom gehoor al, jy het hom al seker soveel keer al gelees. Jesus kom en hy praat van 2 fondasies hier, 2 fundamente. Een op 'n rots en een op sand. En eerst een is, almal wat na sy woorde luister en daarvolgens handel, is mense wat hulle huis op die rots bou, wat dit stewig is. Hulle wat dit nie doen nie, bou op sand. En is hierdie prentjie van fondasie. En wanneer die storms kom, en ons weet vandag, dis nie of storms in ons lewe gebeur nie, dis wanneer hulle kom. Storms kom. So dit gaan nie oor die storms en die storms weghou nie en die storms vermy nie. Ons kan nie storms altyd vermy nie. En die wêreld is vol en ons lewens is vol storms. Maar meer as ooit is dit belangrik dat ons vir 'n oomblik op hierdie goeie Vrydag bietjie gesels oor wat en wie is hierdie fondasie waarop jy bou? Alles in jou menswees. Wie is hierdie fondasie, of wat is hierdie fondasie onder jou voete, van waar af jy kinders grootmaak? Waarop jou huwelik gebaseer is, waarop jou huwelik jou
jou finansies, jou verhoudinge, jou familie, jou alles, jou werksplek, jou alles, jou toekoms, jou drome gebou is, hoe lyk daai fondasie? Is hy op rots of is hy op sand? En een van die gunsteling dinge, as 'n paar, maar een van die gunsteling dinge wat ek van hou om te doen is om te kyk hoe 'n huis gebou word. Van fondasie grou, en daar's 'n foto van 'n huis se fondasie wat gegrou word. So of fondasies gegrou word, die vorige een, ek gaan gou eenetjie terug. Daar lyk dit soos muurshope, molshope, maar eintlik is dit 'n fondasie van 'n huis wat gegrou is. So ek geniet dit om te sien hoe 'n huis gebou word. Van daardie oomblik af waar fondasies gegrou word en ek staan en ek probeer uitpluis, waar is die slaapkamers en waar is die sitkamer en waar gaan die voordeur wees en waar is die badkamers en ek leef my in en dan is dit my so lekker om weer te gaan kuier wanneer die fondasie gegooi is en wanneer die mure opgetrek word en te sien hoe alles gebeur en te maak asof ek nou weet wat aangaan en myself bouer hou en dink maar, ek sou dit nou so gedoen het of ek sou dit so gedoen het. Ek sou nou 'n bietjie groter daar gegaan het of ek sou nou 'n bietjie dit tot die huis klaar is, dan sê ek, o, dis wat hulle bedoel het. Ek was verkeerd, eintlik weet die bouer wat hy doen. Maar ek geniet dit, en seker so 2 weke gelede, min of meer, dink ek, ry ons as 'n gesin in die stad, en ons sien 'n hoë gebou in die stad, wat hulle besig is om te bou, en hulle is nog met die fondasie besig, en dis nou die volgende foto. Dis nie hy hierdie nie, hierdie is 'n baie groter gebou seker as wat ons gesien het, maar dis so iets. Dis hierdie skyscrapers, hierdie hoë geboue, en ek verstom my vir 'n oomblik terwyl ons so ry, net aan hierdie hoë geboue wat so naby mekaar staan, wat verdiepingshoog is, wat nie omval nie, wat nie in mekaar sak nie. En die enigste rede hoekom hulle nie in mekaar sak of omwaai of omval nie, is as gevolg van die stewige fondasie, wat sommer verdiepings af in die grond begin word en opgebou word, sodat hierdie reuse gebou kan staan. So ek wil vanoggend so 'n bietjie gesels oor ons lewens, want ons bou ons lewens mos ook, soos hierdie huise en geboue op 'n fondasie. En hier praat ek oor dinge soos morele fondasies, integriteit, verhoudings, ons verhouding met die Here, ons verhouding met mekaar. Hoe lyk daardie fondasie waarop jy bou? En op hierdie goeie Vrydag is ons meer as ooit bewus van die prys wat betaal is aan 'n houtkruis, sodat elke mens in 'n verhouding met God kan leef, en dat Jesus daardie rots, daardie stewige fondasie kan wees, as gevolg van hierdie kruisiging oomblik. Jesus wat in my plek sterf, sodat daar verhouding kan wees, 'n persoonlike intieme verhouding kan wees met Jesus Christus, en hy hierdie rots onder my voete kan word. Dawid sê dit mooi in Psalm 18 vers 3. Hy sê, die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting. Maar op hierdie goeie Vrydag sien ons ietsie skokkends. Ons sien hoe hierdie rots, Jesus Christus, verwerp word. Jesus kom sê daar in Matteus 21 vers 42, hy haal Psalm 118 aan en hy sê die volgende, Jesus sê toe vir hulle, julle het tog seker al in die skrif die volgende gelees. Juist daardie klip, ou vertaling sê steen, wat die bouers afgekeer het die hoekklip, ou vertaling sê hoeksteen, van die gebou geword. Dit is die Here wat dit gedoen het, en dit is vir ons so wonderlik. Jesus haal Psalm 118 nie aan. En hy praat van hierdie klip, hierdie steen wat afgekeer is, maar daardie selfde steen wat verwerp is, het die hoeksteen geword van hierdie liggaam van Christus, van sy kerk. Nou net so vinnig oor 'n hoeksteen, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar net so vinnig as jy wonder, 'n hoeksteen is presies dit wat hy sê hy is. In daardie tyd het hulle mos maar met klippe gebou, en in 'n klipmuur, 'n klipgebou, het die bouers 'n hoeksteen gebruik wanneer hulle so 'n muur begin bou het. En 'n hoeksteen was eenvoudig hierdie groot stewige steen wat op die hoek van die gebou gebruik was, wat die muur geanker het, maar wat die bouers ook gebruik het as gids om die res van die mure op te lyn. So hierdie hoeksteen was so belangrik. Hy het alles geanker, en as hierdie hoeksteen nie in plek en reg in plek was nie, was die mure skeef, was niks regtig reg belyn nie, en het die res van die gebou opgegaan
dalk krom en skeef of dalk nie so stewig soos dit moes nie. So die hoeksteen in daardie boumetode was so belangrik. Die hoeksteen. Hoeksteen bepaal die rigting, die beleiding, die stabiliteit van die gebou. En as hierdie hoeksteen in plek was, dan word dit hierdie basis van die res van die gebou. En Jesus is hierdie hoeksteen. Eers verwerp, toe word hy hierdie hoeksteen van sy kerk. En ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Maar hy was eers verwerp, voor hy 'n hoeksteen geword het. Hy was verraai, hy was verhoor, hy was bespot, hy was geslaan, hy was gekruisig. In Lukas 23 vers 33, toe hulle by die plek aankom wat Kopbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig. As ook die misdadigers, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. Jesus word aan 'n kruis vasgespijker. Hierdie kruisiging, stadig, wreed, vernederend. En net so in die konteks van Matteus 7 weer van die bergpredikasie, praat van hierdie rots en praat van storms wat kom. Ons rots, Jesus Christus, moes die grootste storm trotseer op daardie oomblik, in daardie dag, denkbaar. Storm van sonde, van oordeel, van God se toorn oor ongeregtigheid. Jesus moes hierdie storm trotseer, hierdie storm ervaar, en hierdie rots wat die fondasie is waarop ons lewens wil bou en vandag bou, moes eers self daardie storm ervaar. Hy wat sonder sonde was, het sonde geword vir my en jou. Grootste storm ooit. Later sien ons, dat duisternis gekom, sien hoe hy later daar, Matteus 27, beplek hom waar Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Donkerste oomblik van Jesus alleen op 'n kruis. Grootste storm wat hy trotseer ooit. So moenie ooit jouself beplek bevind, waar daar iets in jou lewe aan die gang is, maak nie saak wat dit is nie. Laat jy na God toe draai en sê, ek weet nie of U verstaan waar ek deurgaan nie. Ons doen dit as mense baie keer. Maar daar's niks wat ek en jy kan deurgaan, kan beleef, wat Jesus nie verstaan en nie weet, en nie erger deur is nie. Storm het nie op ons geval nie, dit het op hom geval. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien dat hierdie storm trotseer, en ons rots het bly staan. Hy het alles ervaar wat hy moes. Hy het die vernedering van die kruis ervaar. Hy het gesterf vir my en jou. En ons weet vandag, dat Sondag, 3 dae later, staan hy op. Leef hy in oorwinning. Wat beteken dit vir my en vir jou? Terug vir 'n oomblik Matteus 7 toe. Ek spring so tussen die twee. Een huis het bly staan op die rots, die ander een stort in duie. Ek wil myself herhaal, die verskil lê nie in die storms nie, die verskil lê in die fondasie. Ons rots, Jesus Christus het gekom om 'n fondasie te word. En op hierdie goeie Vrydagoggend wil ek nie vir jou vra, het jy storms nie, want ons almal het storms. Maar ek wil vir jou vra, waarop bou jy? Want jy's of pas deur 'n storm, of jy's in 'n storm, of jy's op pad na die volgende storm toe. En hoe daai storms lyk, weet ons nie. Daarom, die fondasie waarop jy bou, is so belangrik. Bou jy op goeie werke, bou jy op jou kerkbywoning, bou jy op jou reputasie, bou jy op jou morele lewe, of bou jy op die gekruisigde Christus? Handelinge 4 vers 11 en 12, ek lees vir jou die ou vertaling. Sê, hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. Weer lees ons dit. Vers 12 kom by en hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
Geen ander naam nie. Geen ander naam nie. Ek wil 'n skrifgie bylees. Jesus het die hoeksteen geword. Maar nie net word hy die hoeksteen nie, hy word die fondament of die fondasie. Hoor wat sê 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 11. Ek gaan net vers 11 gou vir jou lees. Die res kan jy self gaan lees. Ek lees vir jou net vers 11. Paulus kom en hy sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. So nie net is Jesus ons hoeksteen nie, hy is ons fondament. En ek wil gou ietsie hieroor sê. En bly gou weer 'n keer vir 'n oomblik by my, want hierdie is so belangrik. Ek wil myself verhaal. Dit is so belangrik, want daar gaan tye kom van storms waar jy moet weet dat dat daar 'n hoeksteen in plek is, dat daar 'n fondasie onder jou voete is, dat jy weet wie hy is, dat jy weet wie jy is, dat jy weet wie jy in hom is, anders gaan jy nie staande kan bly in 'n storm nie. Want dan gaan dit nie oor hoe wonderlik ek is nie. En ek weet nie of jy al so 'n storm beleef het, dalk van siekte of omstandighede, dat jy op 'n plek is waar jy nie meer kan bid nie. Waar jou woorde opraak, jou krag opraak. Vir jou voel, Here, ek is leeg, ek kan nie meer nie. En hoe mense om jou inkom en jou deurbid, en jy voel hoe jy geondersteun word, en jy voel hoe jy gedra word. Al wat jy weet is, ek ken hom en hy ken my. En die fondasie is al wat jou dalk baie keer staande hou of daardeur kry. Nou, hierdie hoeksteen in hierdie muur wys vir ons hoe om te bou. Dit rig ons, dit wys hoe reg hy moet wees. En Jesus as hoeksteen in sy kerk, in sy liggaam vir ons as kinders van die Here, is hy ook die een wat die rigting bepaal. Wat die beleining bepaal, wat die stabiliteit bepaal. Hy bepaal wat waarheid is. Hy bepaal hoe ons leef. Hy bepaal die rigting van sy kerk, van ons lewens. Dis hierdie hoeksteen wat stewig staan. Dis hoekom ons so baie praat en gepraat het die afgelope kwartaal oor die bergpredikasie. En ek wil jou uitnooi weer 'n keer gaan lees hom weer. Dis Jesus se woorde. Is nie net 'n kwessie van gehoorsaamheid nie. Dis iets wat jou moet transformeer hier van binne af. En dis waar die hoeksteen inkom. Jesus Christus is ons standaard. Dis sy karakter wat moet sigbaar raak in my en jou, maar hy bly die hoeksteen, hy bly die hoof van sy kerk, Jesus Christus, en hy bepaal wat is waarheid, wat is reg, wat is verkeerd, en hoe ons moet leef, en Jesus as fondament. Nou, onthou, fondament is wat onder ons is, wat alles moontlik maak, en dit moontlik maak om te kan bou. En net so as fondament is Jesus die basis waarop alles rus. My redding rus op hom alleen. My hoop rus op sy voltooide werk aan die kruis. My lewe staan of val met sy kruisiging en sy opstanding. En sonder Jesus as fondament stort alles ineen. So weet vanoggend, op hierdie goeie Vrydagoggend, daar's 'n hoeksteen in plek. Daar's 'n fondament vir fondasie in plek. Galasiërs 2:19 kom Paulus en hy sê, deur julle verhouding met hom, word julle ook saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy gees woon. Sjoe, is mooi. Missionary gemeente, hoor gou. Ons praat so baie oor missionary wees. Besig met God se missie. Missie mense. Op reis, op sending, ons wil wees wie hy wil hê ons moet wees en ons wil bly verstaan dat ons inval by hom waar hy aan die werk is in mense se lewens. Dis wie hy is. Dis wie hierdie God van ons is. En is as gevolg van ons verhouding met hom, wat ons saam opgebou is, tot hierdie geestelike gebou, hierdie tempel, waarin die Heilige Gees woon, wat lewendig is, wat toelaat dat God nie net in ons werk nie, maar deur ons werk. Dis hoe hierdie liggaam van Christus funksioneer, dis wie ons is. Dis nie in 'n fisiese aardse gebou nie, dis in hierdie geestelike liggaam. En die Heilige Gees woon daar, en omdat hy in ons woon, kom God en deur gewone mense werk hy, praat hy, daar waar jy gaan. Dis hoekom vanoggend saak maak. Dis hoekom hierdie goeie Vrydagoggend saak maak om weer te hoor, weer te sit. Al het jy die boodskap 1000 keer gehoor. Dit bly jou hoeksteen, dit bly jou fondasie. Dit bly die een aan wie jy moet vashou, die een waaraan jy jou standaard meet van hoe jy leef en hoe jy praat en hoe jy besigheid doen, is 'n hoeksteen wat dit bepaal. Hoe maak ek kinders groot? Hoe moet my huwelik lyk? Hoe moet verhoudinge lyk? En dan om te weet, ek bou nie op myself nie, ek bou nie op sand nie, ek bou nie op probeer nie, ek bou nie op goeie werke nie, ek bou op hom. Want
Aan die kruis het Jesus gesê, dit is volbring. Dit is afgehandel. Daar is hierdie afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis. En dis die fondasie onder ons voete. Die vyand het gedink, hy breek ons rots. Gedink, hy breek ons hoeksteen, hy breek ons fondasie. Maar ons rots het die mag van sonde gebreek. Kolossense 2 vers 13 sê, julle was eintlik dood omdat julle gesondig het en omdat julle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewende gemaak. Hy het ons al ons sonde vergewe. Hy het die dokument met voorskrifte wat as klagstaat teen ons gedien het, uitgevee en dit vergoed weggevat, deur dit aan die kruis vas te spyker. Wat gelyk het soos 'n nederlaag, was eintlik 'n oorwinning. Wat gelyk het soos swakheid, was eintlik krag. Wat gelyk het soos 'n stikkende, verslaane Jesus, was eintlik krag. Was eintlik oorwinning. Wat gelyk het soos die einde was, maar net die begin. Vyand dink, hy het oorwin. Min wetend, dat ons rots bly staan, deur al die eeue heen, is hy steeds wie hy sê hy is, en was die prys aan 'n houtkruis nie te vergeefs nie. Nou bring dit ons by vanoggend. Ek lees vir jou Matteus 7:24 weer. Terughou na die bergpredikasie toe. Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie se huis op rots gebou is. Ek wil weer vra, wie is jou fondasie? Wie is onder jou voete? Want hierdie gaan of net vir jou nog 'n goeie Vrydagoggenddiens wees, en jy het vir 'n oomblik so die pause knoppie gedruk, en hier gesit, en is lekker en wonderlik, en dankie Jesus, en jy gaan uit, en jou lewe gaan maar net aan soos wat hy was voor vandag. Of jy gaan hierdie dag gebruik om opnuut 'n besluit te maak, dalk vir die eerste keer, dalk vir die hoeveelste keer, oor wie die fondasie onder my voete is, en of dit Jesus is of nie. Want hy het gesterf aan 'n kruis vir almal, maar hy forceer niemand, en hy gee elkeen die vrye wil om 'n keuse te maak, om 'n knie te buig en Jesus aan te neem as jou persoonlike saligmaker en verlosser, of nie. Jy kan weier. Jy kan aangaan en sê, ja, ek het dit al gehoor, en ons lewe gaan dit aan. Of jy gaan toelaat dat die Heilige Gees opnuut iets breekie binne in jou. En hierdie bergpredikasie se boodskap van die afgelope klompie weke, jou opnuut herinner dat Jesus soek nie net robotte wat gehoorsaam is nie, hy soek manne en vrouens se lewens wat absoluut getransformeer is. Iets wat verander het, iets wat so radikaal anders is, as van voor jy hom gedien het, na toe jy hom ontmoet het, en hoe jou lewe daarna lyk. Dis wat hy vra. En dan maak Matteus 28:19 sin, dan maak dit sin om disippels te wees, en disippels te gaan maak, en skielik maak alles dan sin, want daarmee saamkom dan 'n passie, en 'n Heilige Gees, vuur hier aan die binnekant, en 'n Heilige Gees lewe in ons geblaas, en skielik is alles moontlik, en skielik is ek bewus van sy teenwoordigheid, maar alles kom op 'n oggend, soos vanoggend, by 'n keuse, wat jy moet maak, en wat ek moet maak. En ek wil jou nooi na hierdie oomblik toe, van besluit. Want om op die rots te bou beteken, ek erken ek kan myself nie red nie. Al dink jy is so wonderlik. Ons kan nie onsself red nie. Ons het 'n redder nodig. Om op die rots te bou beteken, ek bring my sonde na die kruis toe. Ek steek dit nie weg nie, maak nie verskonings vir my sonde nie. Ek vlek dit oop, ek sit dit voor die kruis neer, en ek sê, Here, hier is ek net soos wat ek is, met al my tekortkominge. Hier is ek. Om op die rots te bou beteken, ek vertrou volkome op die kruis. Ek vertrou dat Jesus genoeg is. Nie my pogings nie, maar Jesus. Hy is genoeg. Die werk is volbring. Daar's niks wat hy nog moet doen nie. Vergifnis is moontlik, verhouding is moontlik, herstel is moontlik, genade is moontlik. En ek bou my hele lewe op hom. Ek onderwerp my lewe aan Christus, my identiteit, my hoop, my toekoms, my alles. Om op die rots te bou beteken nie net ek gehoorsaam Jesus nie. Begin by ek vertrou wat hy klaar gedoen het. Ek wil ons aanbiddingspan vorentoe nooi. Kom sluit by my aan asseblief.
Ons het die groot voorreg om saam nagmaal te gebruik op hierdie goeie Vrydagoggend. En ek wil myself herhaal en vir jou sê, daar's 'n keuse om te maak vir my en jou. Ons het hierdie stewige fondasie onder ons. Jesus Christus. Maar hoe ek leef en hoe ek bou en wat ek met my lewe doen is my keuse vandag, want Goeie Vrydag is nie net 'n herinnering nie. Nagmaal is nie net 'n oomblik van onthou nie. So belangrik as wat dit is om te onthou. Dis nie al wat dit is nie. Dis hierdie uitnodiging na verhouding. Nagmaal is 'n verhoudingsoomblik. Ons God is 'n verhoudingsgod. Die kruis is 'n simbool van verhouding meer as enigiets anders. Is 'n God wat homself en mens in verhouding naby mekaar wou bring. En daar was net een manier. En dis Jesus wat sterf. Sy liggaam moes breek en sy bloed moes vloei. As offer vir sonde van mensdom, eens en vir altyd. Wat maak ons daarmee? Dit beteken niks. Maak geen verskil as dit nie my laat stop vir 'n oomblik. Eerstens, en Jesus laat ontmoet nie. 'n Bekeringsoomblik. Besef ek is 'n sondaar, Here, ek het U nodig nie. En as jy dit al gedoen het en jy's 'n kind van die Here vanoggend hier, dan is my volgende vraag, hoe lyk jou lewe? Want dan moet jou lewe mos radikaal anders lyk. Dan moet jy uitstaan soos 'n seervinger by jou werksplek. Jy moet uitstaan. Anders praat, anders leef, anders optree. Alles moet anders lyk. Jou verhoudinge, jou huwelik, jou besigheid, alles moet anders lyk. Ons land moet anders lyk as gevolg van hierdie kosbare Christene, kinders van die Here, wat dan gered is en duur gekoop is deur sy bloed. Daar moenie 'n plek wees waar ons nie opstaan en 'n spasie vol staan nie. As kinders van die Here nie. Ons kan nie stil raak nie. Ons kan nie wegraak nie. Nie as gevolg van die prys wat betaal is nie. Die prys is te groot. Ons kan nie skouers optrek nie. Ons kan nie sê, wat's daai, not my monkey, not my circus, hoe gaan daai ding? Nie my probleem nie. Is jou probleem. Is my probleem. Die feit dat ek hier nog hier is en asemhaal, beteken dat God nie met jou klaar is nie. Daar's 'n plan vir jou lewe. En waar jy is, waar jy werk, waar jy beweeg, wil God in jou werk, maar hy wil deur jou werk. En die impak van die kruis moet gesien word, soos 'n klip in 'n dam, moet geervaar word, moet geproe word, moet gevoel word in jou teenwoordigheid, want waar jy beweeg Christus, deur sy gees wat in jou woon. Jy kan nie in 'n plek instap en dink daar gebeur niks en dink dis maar ek is maar net soos die res nie. Jy is nie, ek is nie, ons is nie. Ons is anders. Moenie nou selfverwaand raak nie, ons moet nog steeds nederig bly. Maar daar's hierdie kosbare evangelie binne ons wat geleef moet word. En dis waar ons nagmaal oomblik vanoggend is. Ek wil vir jou 'n gebed doen. En dan gaan ek vra dat die beleefspan vir ons nagmaal uitdeel. Dan gaan ons na 'n lied luister en so halfpad deur die lied gaan ek weer opkom en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Maar net waar jy is, weet nie oor toe maak vir my, saam met my vir 'n oomblik nie. Kom ons raak gou stil op hierdie goeie Vrydagoggend. Ons lees in 1 Korintiërs 11. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, hy het gebreek en gesê, neem, eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Vader, dankie vir hierdie oomblik, waar ons as 'n geestelike familie, op hierdie goeie Vrydagoggend, hierdie donker, goeie Vrydagoggend, kan stil raak. En in 'n oomblik saam kan nagmaal gebruik. Maar Heilige Gees, ek bid dat U by harte stil staan soos net U kan vanmôre. Help ons om iets te verstaan rondom wie Christus in my is.
wie hy as hoeksteen is, en hoe my lewe moet lyk as gevolg van hom. Wie hy as fondasie is, waarop ek bou. Because he is a firm foundation. Een wat nie beweeg word nie, een wat nie geskit word nie, een wat nie kraak nie, een wat nie wegsak nie. Ons fondasie staan stewig. Geen storm kan hom meer skit nie, geen storm kan hom laat wegspoel nie. Hy staan stewig. Want die oorwinning het reeds plaasgevind. Kruis is leeg, die graf is leeg en oorwinning het hy opgevaar. Sit aan die regterhand van God en daarom kan ons as disippels, as volgelinge van hierdie Jesus Christus, kan ons op hierdie oomblik dalk moeilike vrae vra vir onsself, oor hoe my lewe lyk en waarmee ek besig is. Heilige Gees, ek bid dat U daardie vrae sal wakker maak in harte op hierdie oomblik. Kom maak kasdeure oop en kom sit die ligte aan in ons harte, dat ons kan hoor en sien en ervaar wat U wil hê ons moet hoor en sien en ervaar. Maar dat hierdie nagmaal oomblik anders sal wees as enige nagmaal oomblik al ooit van tevore. Dankie vir U genade. Dankie vir 'n oomblik van stil word, oomblik van die grootheid besef van die kruis en my lewe as gevolg daarvan. Vir hulle wat vanmôre dalk hier is vir die eerste keer. Dalk nie net die eerste keer in besoek nie. Dalk van hulle wat al 'n hele paar keer kom besoek het. Maar nog nooit 'n besluit gemaak het vir Jesus Christus nie. Bid vir elke hart wat vir die eerste keer vanoggend by die kruis kom kniel. Dankie vir 'n oomblik waar ons eenvoudig na U toe kan draai en sê, Here, hier's ek. Nes ek is, vergewe my. Vergewe my, vergewe my. Ek is so jammer oor my sonde en die gemors in my lewe. Ek bring alles na U toe en ek buig my knie en ek vra vergewe my. Was my skoon met daardie kosbare bloed van Jesus Christus. Bely dit met my mond, glo dit met my hart, Jesus Christus die Seun van God is. Gesterf het vir my sondes, opgevaar het en leef. Dankie dat U in 'n oomblik 'n sondaar skoon was, witter as die sneeu. Dankie vir so 'n oomblik. Here, en vir hulle wat U dalk al vir jare dien, dankie vir nog 'n oomblik, waar ons lewens kan regtrek in 'n oomblik. Net weer besef wie die een is, wat die fondasie onder ons voete is. Hy wat staan. Dankie Heilige Gees dat U aan die werk is op hierdie goeie Vrydag in elke hart. Dus dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Bly in hierdie mooie atmosfeer, ons gaan na 'n lied luister, ons beleefspanne kan uitdeel. Ek wil wel vra, hou jou nagmaal vas vir 'n oomblik, ek moet hom nog nie gebruik nie. Ek gaan so halfpad hierdie lied gaan ek opstap en dan gaan ons so saam nagmaal gebruik op hierdie goeie Vrydagoggend. So hulle deel uit, jy hou vas en ons gebruik dit dan nou saam. Baie dankie.